waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Ek kan eerlik wees, as ek daai vraag my pa se stem gehoor het, ek sommer dadelik angstig geraak, want dan weet ek, nou is daar oë op my, nou is ek in die moeilikheid. Maar daai vraag is nie vandag in my pa se stem nie, is ook nie in jou pa se stem nie. Dis in die stem van die Here. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met oop harte en verwagtings. U is die God wat sien, die God wat ken, die God wat roep. U weet waarmee elkeen van ons besig is, die dinge wat ons energie vat, wat ons dryf, wat ons glo is reg. Maar Here, vandag vra ons, wys vir ons die waarheid. Laat die lig skyn oor ons gedagtes en ons dade. Maak ons stil genoeg om U stem te hoor. Kom ontmoet ons hier, Here. Kom praat met ons net soos U kan. Ons is hier vir U. In Jesus naam bid ons. Amen. Ek lees vandag wat Lukas geskryf het in die boek van Handelinge oor 'n besonderse man. 'n Man met 'n passievolle gees, 'n skerp verstand, net 'n regte go-getter. Maar ook 'n man wat, sonder dat hy dit geweet het, teen God gelewe het. In Handelinge 9 vers 1 tot 4 vertel Lukas vir ons wat met Saulus gebeur. Intussen het Saulus soos 'n besetene vooruitgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriesters toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aangevra vir die sinagoges in Damaskus. Sy doel was om die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevangenes te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel om hom gevou. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En Saulus was 'n besonderse mens gewees en hy was baie slim en hy het definitief baie insig gehad. Hy het met die regte intensies die verkeerde pad gevolg. En ek sê dit want Saulus se raamwerk was so 'n bietjie geknak. En sy raamwerk het van die sinagoges afgekom en hulle het vir hom gesê, great. Want wat jy doen is goed en reg. Selfs toe hy gewonder het wat die mense in Damaskus gaan dink, het die hoëpriester vir hom 'n brief gegee en gesê, gee hierdie brief aan almal in Damaskus. Dan sal almal weet dat ek saam met jou stem. As gevolg hiervan het Saulus gedink wat hy doen is reg. Want hy het by homself gedink, al die ander fariseërs stem saam met my. Die probleem was, al die ander fariseërs het dieselfde blinddoek aangehad op daai tyd. As ons in ons eie lewens kyk, was daar 'n geval of 'n tyd waar die Here met jou gepraat het, maar jy nie geluister het nie? Ons weet nie wat se geleenthede Saulus gemis het voor hy by die kruispad gekom het wat sy lewe sou verander het nie. Het jy al so geleentheid gemis? Ek weet ek het, want om op die ouderdom van 13 te hoor, jy het 'n gewas in jou beenmerg, dis so 'n oomblik. Dis 'n oomblik waar ek veel eerder net moes luister en ophou die dinge doen wat ek beplan en eerder vir die Here vra waarmee ek moet besig wees. Die Bybel gebruik die woorde, skielik het daar 'n lig om Saulus gevou. En die Griekse woord wat vertaal kan word is onverwags. En dit is in hierdie onverwagste gebeure waar die Here jou gewoonlik stop en sê, waarmee is jy besig? As ek mag, wil ek graag net vir 'n oomblik vra, dink aan jou verlede. Dink aan 'n tyd toe jy tot skielike stop gesit was. Was dit 'n straf? Of was dit net die Here wat met jou wou praat? Daar gebeur soms goed in ons lewe wat ons stop en wonder, maar hoekom nou? Maar dis hier waar jy eerder jouself moet vra, waarmee is ek besig? Waarmee wil die Here hê, moet ek besig word?
Vir Saul was dit 'n kruispad en vir my was dit een aand op pad Ventersdorp toe. En ek kan nog spesifiek onthou dat ewe skielik 2 stelle ligte voor my verskyn. En soos wat die ligte nader kom, het ek net al wat ek kon doen was sit en wag en oomblikke voor inpak van wat 'n baie lelike ongeluk sou gewees het, is die stel wat reg voor my is aan my kant verby. Dit het my gekos daai aand van die pad aftrek en uit die kar uit klim net om seker te maak ek's nog lewendig. En tussen die skok en die trane 9 die aand op die N14 op pad Ventersdorp toe, kom ek agter die lewe kan in 'n oogwink verander. En dit is op daai punt waar ek luister en ek vra die Here, ek is duidelik nie besig met u goed nie. Ek is duidelik besig met my eie lewensdoel en my eie lewensbepalings. Maar waarmee moet ek besig wees? En ons sien dieselfde reg oor die Nuwe Testament. My gunsteling voorbeeld hiervan is Matteus. En Matteus die tollenaar. Want hy was duidelik besig met die verkeerde goed. Die tollenaars van daai tyd was onder dieselfde kam geskeer as die sondaar. Deur hulle eie mense te verraai en te besteel, die Romeinse soldate afbetaal om hulle te beskerm, want die ander Jode het hulle baie min gelike. Maar toe Jesus vir Matteus sê, volg my, was sy initiële reaksie nie, maar wat van die geld, wat van die huisie waarna ek is, wat van die mense wat staan en wag om belasting te betaal. Dit herinner my aan die TV-reeks The Chosen, waar Jesus vir Matteus sê, volg my, kry hy so 'n glimlag op sy gesig en hy begin so bewe van opgewondenheid, hy slaan die deure toe, en soos wat hy uithardloop, die Romeinse soldaat het nie eens kans gekry om vir hom iets te vra of iets te sê nie, en hy draai om al huppelend, he called me. Sien wat Matteus hier gedoen het, is hy het in sy spore gestop, en hy het besluit, hy gaan die Here volg. Ons sien dit ook met die ander disippels, waar hulle besig was om vis te vang. Jesus het vir hulle gesê, waarmee julle nou besig is nie wat ek vir julle beplan nie. Ek wil julle vissers van mense maak. Hulle het hulle nette neergegooi en hom gevolg, want hulle het geweet, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. C.S. Lewis het gesê, obedience is the key that opens every door. Obedience is the road to freedom. Obedience is being busy with the things God wants you to be busy with. En so Saulus na hierdie stem geluister het, is daar nog 'n deel van die storie wat ons duidelik hierdie luister antwoord kan sien. Want daar was 'n ou in Damaskus met die naam Ananias. En Ananias was 'n profeet wat gedurig die Here se stem gehoor het. En die Here het vir hom 'n opdrag gegee om na Judas se huis toe te gaan op Reguitstraat, waar Saulus besig was om te bid. En in vers 13 sê dit, maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. Wat ons hier sien is hoe Ananias dadelik terugval op Saulus se verlede. Hy sê vir die Here, maar die ou se reputasie is vrot, hoe kan hy vir u werk? Die Here sê toe van Ananias, wat Saulus in die verlede gedoen het, maak nie saak nie, want ek het hom geroep om nou vir my te werk. Ek het hom geroep om nou die plan wat ek vir sy lewe het te begin oefen. Wat jy in die verlede gedoen het, bepaal nie wie jy is nie. En dit is hoe jy antwoord as die Here vra, waarmee is jy besig? Dit is daai aand langs die N14, dat alles wat opgelei tot op daai oomblik nie meer saak gemaak het nie.
My verlede was net 'n blip in die groot plan wat die Here vir my lewe het vorentoe. So Saulus en Matteus, ontmoet Jesus jou waar jy is. Vir party mense is dit 'n skielike stop in die spore. Maar dit is net omdat hy kan sien hoe die plan gaan eindig, nog voor jy begin. Dit het my 2 keer gevat, voordat ek geluister het. Maar hoeveel keer moet dit wees? En waarom jy moet, ek besig raak. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag U kon hoor. Dankie dat U steeds in ons lewens werk, ons roep, ons stop op die paaie waar ons verkeerd loop en ons lei na U wil. Here, help ons om U stem te hoor, maar ook gehoorsaam te wees. So Saulus wat sy lewe verander het toe U hom geroep het. Here, waar ons vasgevang is in ons eie planne, ons eie idees en ons eie begeertes, kom lig vir ons 'n nuwe pad aan, waar ons blind vir U kan wees. Kom lig vir ons 'n nuwe pad aan, waar ons blind is vir U wil. Maak ons oë oop, waar ons huiwer om te beweeg, gee ons die moed om U opdrag te volg. Laat ons lewe, ons dade en ons woorde 'n refleksie wees van U liefde en genade. Mag ons besig wees met dit waarmee U wil hê ons moet besig wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Daar gaan nou die bankbesonderhede onder op die video verskyn as U belangstel om die bediening finansiëel te ondersteun, sodat ons ander kan dien. Mag die Here jou rig. Mag die Here jou pad rig, soos hy Saulus se pad verander het. Mag sy lig op jou skyn en jou lei in waarheid. Mag jou ore oop wees vir sy stem en jou hart gewillig wees om te gehoorsaam. Gaan met sy vrede, leef in sy genade en wandel in sy lig. Amen.